Goeiemôre en weer eens baie welkom hier saam met ons by ons oggendoordenkings tyd. En ek het vroeg begin, meer as 'n maand voor die tyd het ek begin met Kersverhaal. Ek kon nie ophou nie. Ek moes begin met Kersfees. Ek dink is seker 'n waldoekie in ons huis. Hy's net so opgewonde. Die kersbome moet al op, die liggies moet op, alles moet al. Dis Kersfees tyd. So, toe kon ek nie anders nie. Ek het Kersfees begin voorberei. So easy boodskap lyn vir Kersfees wat jy by ons gaan hoor by Lewenssentrum by my is die verskillende karakters in die Kersverhaal. Elkeen se rol, elkeen se verantwoordelikheid, elkeen se belangrikheid. En net, jouself plaas in hulle skoene. Wie is jy in die Kersverhaal? En wie is jy vandag in jou rolle verander en tye verander, maar net dink bietjie in die Kersverhaal in. Vandag praat ons oor iemand wat nie eens rarig genoem word in die Kersverhaal nie, maar hy is daar, en dis die herbergier. Die man, 9 uit 10 keer, wat nie plek gehad het vir Jesus nie. Kom ons lees dit daar in Lukas 2 vers 7, praat hulle oor, hy sê, sy het geboorte gegee, dis nou Maria, aan haar eerste kind, 'n seun. Sy het hom in doeke toegedraai en hom in 'n krib neergelê, omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was nie. Nou ons almal wat die Kersverhaal al gehoor het, ek ken, love hierdie storie, nee, daar was nie plek vir hom in die herberg nie, hulle is daar tussen die donkie, die beeste, die skape, en hy word neergelê in 'n voerbak, waar hy hooi 9 uit 10 keer in was, waar hy die beeste of iets kon eet, net hierdie Kersverhaal storie, die koning van die konings, die groot God, Jesus Christus, word gebore in 'n stal, 'n humble stal, tussen diere, en net die storie, dit is net ingrypend, maar die betekenis, jy sien, daar's vandag mense wat soos die herbergier is, nie plek het vir Jesus nie, nie plek het dat hy gebore word nie, en natuurlik, daai herberg, hy word nie genoem nie, hy word nie uitgehaal nie, word nie bespreek nie, maar, en hy seker dood, of wat ook al voor Jesus geword het, of hy die dood het opgestaan het, of wat ook al, net die storie, daai man, wat uit die dood het opgestaan het, is in my stal gebore, en ek het nie vir hom plek gehad, in my huis nie, in my herberg nie. Nou mens dink nie daaraan, eendag, gaan jy ook nie alles verstaan nie, jy gaan ook nie die wederkoms dalk sien nie, of jy gaan nie die groot heerlikheid van die engele en die godheid, en al die goed sien dalk, en jy mis dit, en alles, en dan dink jy, ek het 'n kans gehad, dat daai Jesus, in my hart, gebore moet word, en ek het nie eens gesê, ek het die plek vir hom gehad nie. Daar is 'n simboliek van, Jesus word gebore, tussen die nederiges, hoogmoedig is, het nie plek vir Jesus nie, arrogant is nie plek vir Jesus nie, beterwetig is, redeneer hom uit, die smart herberg, en ek praat nie van ryk smart mense nie, ek praat van intellektueel mense wat net beter weet, slimmer, arrogant, ongelowig, daai hardkoppige, die mense binne in die herberg het nie plek vir Jesus nie, nederige mense wat weet hulle is sondaar, wat weet hulle het 'n redder nodig, wat weet iets moet verander in hulle lewe, hulle moet iewers heen gaan met hulle lewe, en hulle het hulp nodig, hulle ontvang Jesus. So, moenie soos die herbergier wees in die storie nie, en nie plek hê vir Jesus nie. Maak nou jou hart oop, sê Here, daar's plek vir U, vind geboorte in my hart. En eendag wanneer hy op die wolke kom in heerlikheid en groot en magtig en kragtig is, dan jy nie spyt, jy het nie gesê nie. Hierdie herbergier, kom ons sê hy het nog 30 jaar geleef, dan het hy later gehoor, daai man wat in jou stal gebore is, het aan 'n kruis gesterf, en 3 dae later het die dood het opgestaan, en jy het nie vir hom plek gehad nie. Eendag gaan jy hoor of weet, Jesus het op die wolke teruggekom en sy kerk kom haal en wêreld geoordeel en alles, en jy het nie vir hom plek gemaak nie. Maak vandag plek vir Jesus in jou hart. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons wil dit nie mis nie. Ons wil nie soos die herbergier wees en dit mis nie. Ons wil ons hart oopmaak en sê, hier's plek, hier's baie plek. Jesus, kom. Ek het U nodig. Dis nie ek doen U guns en gee vir U plek nie, dis U doen my guns om in my hart te wil kom inbly. Dis nie ek wat U laat goed lyk deur my hart nie, nee, dis U wat my laat goed lyk om my lewe te kom verander. Ek het U nodig. Here, kom vind geboorte in my hart. Jesus, kom vind blyplek in my hart.
is ons gebed vandag. In Jesus naam. Amen. Dankie liewe vriende. Sien jou weer môre. Trots geborg deur Evergreen Turf.